Ek wil net sê goeiemiddag en welkom hierso. Dis baie lekker om hier by julle in die Kaap te wees. Gisteroggend was dit 3 grade in Johannesburg, so dit was lekker om na 'n warmer Stellenbosch te kom. Die vraag is, hoekom is julle hier? Hoekom is ons almal hier? Dit mag wees dat jy gedwing is om te kom, dit mag wees dat jy bietjie punte wil verdien, dit mag wees dat jy sommer skelm gekom het want jy het 'n leesreeks en 'n mens is mos nou nie gaan soek mos nie vir jou ekstra werk nie. Die rede hoekom ons hier is omdat kinders soos daai kind in die moeilikheid is. Julle weet nou, ek weet nie, die mens moet nooit aanvaar dat almal voorkennis het nie. Daarom wil ek julle net vinnig vertel van die PIL-studie. Die PIL-studie staan vir Progress in International Reading and Literacy Studies. Nou dit word vanaf Amerika af gedryf en is nou al seker die 6de keer dat dit in Suid-Afrika gedoen word. Dan vat hulle 'n monster van kinders. Hulle noem dit 'n dwarsdeursnit van ons populasie. Hulle kies 'n klomp kinders van reg onder tot reg bo, dwars deur al die tale en hulle doen 'n leestoets met 10-jariges. En dan gebruik hulle 'n tipe van 'n begripstoets. Die kinders moet vragies antwoord op papier en hulle tel die antwoorde en hulle vergelyk dan al die lande wat deelneem. En dieselfde 50 lande neem nou al van 2006 af deel. Nou wil ek vir julle sê, die feit dat ons weer eens 50ste gekom het, is nie goeie nuus nie. Wat goeie nuus is dat die regering gesê het, dit kan nie so aangaan nie. En so het adjunkpresident Phumzile Mhlombo Nguka, ek hoop ek sê dit reg, het sy 'n taakspan saamgestel verlede jaar van 'n klomp baie kundige mense. En sy het gesê, hulle het letterlik 'n tender uitgesit en gesê ons moet nuwe leesmateriaal skep vir hierdie kinders wat al die probleme gaan ondervang, want ons weet die probleme begin nie in graad 1 nie. Hy lê ver terug. En dit is toe wat hulle 'n klomp nuwe leesmateriaal laat skryf het. En so is Tippie een van die reekse wat 'n blou merkie gekry het en die keuse van die departement van basiese onderwys vir graad 1, 2, 3 vir huistaal Afrikaans. Goed, so die goeie nuus is, daar was 'n diagnose gemaak. Dis soos as jy siek is, jy's bang om dokter toe te gaan, want jy wil nie slegte nuus kry nie. Maar as jy daai slegte nuus gekry het, is dit mos nou goeie nuus want nou kan ek iets doen. Om net te loop en bekommer en te maak of dit nie bestaan nie, is wat ons gedoen het tot nou toe. Jy weer as fout, almal weer as fout, maar daar word nie werklik iets gedoen nie. Okay, so. PILs, regeringsingryping, 'n nuwe leesreekse en daar's nou 'n nuwe visie vir die kinders wat in ons land verlees. En dis waar ek en Renet hande gevat het, Renet die ma van Tippie. Wat ons het beide 'n visie vir 'n land waarin kinders gaan lees, nie net om te leer nie, maar ook vir genot. Want dit is die hoogste vlak van lees as jy vir genot kan lees. En dan kom daar 'n klomp dinge by wat wonderlik is. Okay, goed. Nou ja, ons gaan gou net weer om dit op te som. Uit die 50 lande kom ons laaste. Van 2006 af 87% kinders kon, 10-jariges kon toe nie lees nie. Toe word dit al beter en toe skiet ons weer terug na ons ou wee toe. Nou, COVID het 'n knou vir ons almal se kinders gegee, maar dit kan nie so aangaan nie. Hier is die lande, soos julle hier kan sien, hierso is Singapore, hulle het 580 uit 'n moontlike 620 gekry. Hulle beskou 400 as die laagste minimum waarop 'n kind moet lees om te kan funksioneer. Nie een land was onder dit nie, behalwe Suid-Afrika. Nou as julle nou dink, 'n land soos Oman, Kosovo waar daar oorlog is, Iran waar daar oorlog en dinge nie lekker is nie, Jordanië, Egipte, hierdie mense doen beter as ons. Goed, dan nou hierso, hoe die tale teen mekaar gevaar. Julle kan sien Afrikaans en, ekskuus mense, nou is my vinger bietjie vinnig. Julle kan sien dat Afrikaans en Engels is loshande voor die res van die inheemse tale. Maar kan ons nou gelukkig voel, want waar sit 400? Daar sit 400. Ons is onder hom. Selfs ons twee spogperde in die reisies doen nie baie goed nie. So, wat moet ons nou doen? Goed, kom ons kyk. Nou, kom ons vergelyk hierdie studie het die
leesvlak vergelyk van 'n tipiese 10-jarige in Suid-Afrika vergelyk met die leesvlak van 'n tipiese 10-jarige in Brasilië. Daar's 'n 3.3 jaar vlak verskil. Met ander woorde, die Suid-Afrikaanse kind lees op 10 op graad 1 tweede kwartaal vlak. En die ander enetjie lees op graad 4 tweede kwartaal vlak. Dit is bitter hartseer om te dink, al twee daai kinders is gelyk gebore. Al twee daai kinders het min of meer dieselfde agtergrond en ons kinders is so ver agter. Goed. Right, nou daar's 'n gaping tussen daai twee kinders nê. Nou wil ek julle net gou inlig oor 'n ander gaping. En julle het dalk daaroor gelees, maar dis die million word gap wat hulle van praat in Amerika. Dis 'n studie wat gedoen is by die Ohio State University waar hulle 'n klomp kinders geïdentifiseer het, vir ouers gevra het, sal julle deelneem aan 'n studie om vir kinders voor te lees vir julle eie kinders by die huis met hierdie boekies wat ons vir julle sal gee. Dit werk so klein kort boekies, amper soos die klein tippie leesboekies. Julle moet probeer om by 5 'n dag uit te kom. En dit natuurlik is dit 'n droom wat seker nie altyd waar word nie, maar hulle het die woorde getel en hulle sê daai kinders het teen die tyd dat hulle die 3 jaar voor skool in graad 1 gekom het, 1.4 na 1.6 miljoen woorde uit hulle ouers se mond gehoor wat voorgelees het. Nou dit is woorde soos en die en wat oor en oor herhaal is. Moet ons gou stop? Maar aangaan, goed. Dit is nie dat dit nuwe woorde is nie, maar so werk die brein, hy hou van herhaling. Die kinders wat nou nie, sy ouers nie aan die studie deelgeneem het nie, sy kinders het maar net met die gewone woorde skool toe gegaan, en daar het 'n gaping ontstaan tussen daai twee groepe, wat tot vandag toe nog nie oorbrug is nie. Die miljoenwoordgaping is 'n feit, wat deurslaan op wiskunde, lees, alle vlakke van leer. Maar dink dan net vir 'n oomblik, die ouer wat gesê het, ja, ek gaan deelneem, is 'n ouer wat sê, ek wil betrokke wees. Dink aan hoeveel tyd het daai kind met sy ouer meer gehad as die ander ouer. Die ander het net daar gehol, hulle was net deel van 'n groep, maar ek het vir jou gelees, ek het vir jou my tyd gegee. En ek gaan net nou meer daarna toe terugkom, want dis deel van ons probleem en ook deel van ons oplossing. Goed, right. Nou, wat beteken hierdie miljoenwoordgaping in Suid-Afrikaans? Dit behoort basies 2 goed vir kinders. Eerstens het hulle huis hulle in die steek gelaat, want ons sit met 'n miljoenwoordgaping. Ons sit met kinders in graad 1, as jy na hierdie statistiek kyk, net 15% van ons kinders in graad 1 het al na 'n voorleesstorie tuis geluister. So 85% van kinders wat in graad 1 in Suid-Afrika instap, het nog nooit by die huis 'n voorleesstorie gekry nie. Dis die laaste vraag. Goed, vergelyk dit, my statistiek sê 81% van kinders in graad 4 lees sonder begrip. Wat het daai twee statistieke met mekaar dalk te doen? Die feit, dat hulle nie voorskools met hulle ouers storietyd het nie, dat daar nie taal by die huis gebruik word met hulle nie, en die feit dat hulle in graad 4 nie kan lees nie. Daar is 'n groot ooreenkoms, en ek dink dit is materiaal vir 'n PhD-studie. Goed, right, nou ja, Paul sê, ons Suid-Afrikaanse kinders het so swak gevaar, omdat hulle leesspoed te stadig is. Nou, as mens kyk na die uitslae, dan sien jy 30% van die kinders het nie eens 1 vraag geantwoord nie. Met ander woorde, hulle deur daai ou stukkie gewroeg, wat hulle moes lees, maar hulle kon nooit eers by die vraag uitkom nie. Dis maar aangaan. Dit klink vrolik hier buite. Goed, die tweede ding is, hulle leesbegrip. Nou ja, as jy so stadig lees, moet ons maar net bietjie wag dat hulle ophou, of gaan dit aanhou, is dit? Die is amper klaar. Goed, julle ken hulle. Goed, as jy baie stadig lees en jy klank nog elke tweede woord, weet jy nie wat jy gelees het nie. Aan die einde van daai sin is jy verlore. Jy weet nie wat jy gelees het nie. So leesbegrip, nie anders woordeskat. Ons kinders het net nie geweet wat van die woorde beteken nie. Nou ja, dit sluit ook aan by hierdie million word gap. Daai kinders wat by die huis voorgelees is, die kinders wat woordeskat het. Die ander sukkel, en ek sal nou vir julle wys met hoe die brein werk, hoekom dit eintlik so is. Goed. Nou, swak lesers raak angstig.
As jy in die klas sit en al die ander kan lees, maar jy kan nie, is jy angstig. Nou wat met 'n angstige brein gebeur is hierso. Stop al die impulse. Dit is die oerbrein, die reptielbrein, waar die amygdala is, en dan gaan die boodskap nie deur na die prefrontale korteks nie. So daai kind kan maar goed hoor, maar jy kan met hom praat, maar daai kind registreer nie, hy's so angstig. Nou hoe lyk 'n angstige kind? 'n Angstige kind is 'n adrenalienbom. Hulle byniere werk oor tyd. En wat gebeur met adrenalien? Adrenalien laat jou veg. Leesbesparing, ek gaan nie lees nie, skeer die bladsy uit, hardloop weg by die huis. Dis 'n kind wat veg, né? Die volgende een is vlug. Dis die kind wat gedurig wil gaan kamer verlaat. Net as sy beurt is, dan sy hand op, dan wil hulle gaan. Hulle vlug. By die huis wil hulle gaan lê want hulle het hoofpyn of hulle is moeg of wat, hulle kan nooit hulle huiswerk klaar kry nie. En die ander een is hulle vries, ek kan nie. En dis ons arme kindertjies wat angsbevange is oor lees, omdat hulle net nie daai vaardighede het om verder te gaan nie. Goed, right, nou so 'n angstige kind is 'n onderpresteerder. Ons kinders gaan op alle ander vlakke onderpresteer as hulle angstig is. En 'n angstige kind het 'n angstige ouer wat 'n vreeslike ding is om te hê in jou klas. Dis jou 9 uur vanaand beller, boodskapie, WhatsApp mamma. 'n Angstige kind is deel van ons uitvalstatistiek, helaas. Ek het met 'n Uber-drywer gery van die Lughawe af hiernatoe en toe vertel hy vir my, hy het dit net gemaak tot graad 4. Toe sê hy vir my sleg van skool vir hom en het hulle vir hom tom geskree en geraas. En het hy homself nou maar later deur die universiteit van die lewe gesit. En kyk, ja, hy is 'n klassieke geval van ons uitvalstatistiek. Nou, daar's 2 groot faktore hoekom ons kinders so swak lees volgens my. Die een is, nou wat ek julle reeds vir julle gesê het, is dat daar nie voorskools genoeg met hulle voorgelees is nie. Boekies met hulle voorgelees het. Want dit impliseer, daar was nooit genoeg kontaktyd met kind en ouer nie. Want dis hier op 'n ouer se skoot waar 'n kind leer lees. Dit is die algemene tendens in die wêreld wat sê reading starts on the lap of a parent. Moenie wag dat dit by die skool begin nie, dit begin hier, dit begin miskien al voor geboorte. Goed, dit is die een aspek en die ander aspek. Daar is nie genoeg boekies met hulle saam gelees op 'n vlak wat hulle kan bemeester tussen graad 1 en graad 3 nie. As daai deel genoeg is, dan gaan ons graad 4 met baie goeie moed in. En dan gaan ons graad 4 in met kinders wat kan lees en wat nie bang is vir teks nie. Goed, right. Okay, nou die eerste faktor, daai ding wat by die huis gebeur. Die Britte noem dit the home literacy event. En dis vir hulle so belangrik, daar selfs 'n hele fakulteit by die Universiteit van Londen, die London University, het 'n hele span navorsers wat net werk op home literacy. Want hulle het 'n verskillike interessante ding gesien. Die immigrante kinders het die Britse kinders begin uitpresteer. En toe is een van die bevindings, is die Britse mammas, daar's ook natuurlik baie bittere jong mammas ook in hierdie studie opgeneem. Hulle voel 'n veer vir lees. Sit die kind by die televisie of gee vir hulle 'n skerm, daar word nie gelees nie, waar die immigrante kinders. Die immigrante ouer is so ywerig om daai kind nie te laat agterraak nie, of dat daai kind te laat presteer dat hulle sit met die boekies. Hulle lees nie net in in Engels nie, maar hulle lees ook in hulle huistaal. So die Pakistani ouers sorg dat die kind sy Pakistani leeswerk kry, lees vir hulle in Engels op hulle boekies. Daardie kinders kan luister, hulle kan aandag gee in die klas, en hulle is die kinders wat vorder. En dit is die groot rede hoekom die immigrante kinders, Britse kinders nou begin uitpresteer. En nie met 'n klein persentasievlak nie, reusagtig. Daar's 18,000 kinders in Engeland getoets deur die Universiteit van Sydney, nogal die Australiërs het ingekom om te wys wat het nou begin gebeur en hoe die immigrante kinders uitstyg. En dis hulle wat gesê het, gaan terug na die huis toe. Dis daar by die huis wat die verskil lê. Goed, right. So niemand vir hulle voorgelees nie, ons het ons 1 miljoen woordgaping. Goed, en 'n ander ding wat julle moet onthou is, mens leer nie vir 'n kind so 'n taal aan nie. Language is caught, not taught. So dit hang ook so af van wat is dit wat daai kind by die huis hoor. Wat is dit wat die kind in die skool hoor? Daai breintjie is self besig om die taal te vang.
Mens praat van die plastisiteit van 'n voorskoolse kind se brein. Dit is soos klei wat jy mee kan werk, maar wonderlike goed gebeur in die brein in daai eerste 5 jaar. En as daai tyd verby is, het ons 'n skip gemis. Jy kan dit nie inhaal nie. En dit is ook so belangrik dat as julle as ouers vir julle mammas by die skool kan sê, ek doen my bes. Maar jy kan nie 'n kind laat gaan slaap van graad 1 tot graad 3, eintlik van 3 jaar oud tot graad 3, sonder dat jy vir daai kind in die aand lees nie. Jy is steeds besig om my kind se woordeskat uit te brei. Jy sê vir die kind, jy is vir my belangrik, my tyd gee ek vir jou, want dit is my kosbaarste ding, en jy gee die kind kans om hulle brein te laat kalmeer. Ek gaan nou vir julle meer daarvan vertel. Goed, right, so sê ons dit, we need more labs, less apps. Ja, verstaan. Ouers dink dit is fantasties, die beste wat hulle kan doen is om te spaar vir 'n iPad. Die beste ding wat 'n ouer met 'n kind kan doen is met hulle te praat en te lees. Die iPad moet net pudding wees. Hy moenie die hele gesprek oorneem nie, hy moet die kind se lewe oorneem nie. Goed, right. Nou ja, julle is ou Einstein, julle weet wat hy gesê het toe hulle by die Nobelprys deling van 1925 het 'n ouer glo in die saal opgestaan sê, wat moet ons doen, wat kan ek doen om 'n slim kind groot te maak? Toe sê hy, lees vir die kind stories. Toe sê hy, nee, maar jy verstaan nie, ek wil 'n baie slim kind groot maak. Toe sê hy, lees baie stories. Want in jou linkerbrein is al jou logiese denke, al daai goed wat jy moet studeer, vinnige besluite sit links. Dis ook die deel van jou brein wat verskillik aktief is as jy op 'n skerm werk, en as jy speletjies speel. Deeltyd vinnig besluite neem, hand-oog-koördinasie is baie links. Maar weet julle wat? Alles wat in jou linkerbrein is, kan AI naboots. AI kan dit als doen. Maar wat in jou regterbrein is, sukkel AI mee. Hierso sit empatie, hierso sit kreatiwiteit, hierso sit luister, hierso sit leesbegrip. Met jou linkerbrein kan jy stringe woorde lees, sonder om dit te verstaan. Met jou regterbrein gee jy betekenis daaraan. So, ons moet ons ouers ook daar opvoed. Jy is ongelooflik belangrik. Ouers is baie keer voel minderwaardig, hulle dink nie hulle het 'n rol om te speel nie. Hulle is ontsaglik belangrik. Daai praat, bespreek, dis wat kinders se taal ontwikkel. Goed. Nou ja, okay. Ouers wat werk, die gemiddelde moderne ouer, het nie tyd om in die dag met 'n kind te praat, stories te lees nie. Dis 'n slaaptyd storie. So ek praat nou van die tuis geletterdheidsmoment of die home literacy event as 'n slaaptydstorie. Net om te sê, dis hoe dit in die realiteit werk. Maar dit is ontsaglik belangrik. Vir julle om kinders te hê wat in graad 4 gaan lees, maar daai kinders genoeg slaap, hulle moet geborge wees. Ons kinders is angstig en ongeborge. 'n Kind wat met 'n slaaptydstorie met 'n belangstellende ouer gaan slaap, het 'n mateloos groter kans om geestesgesond en gelukkig in die klas te wees. Goed. Ja, sukses soos Pavlov se hond, as hulle 'n boek optel, begin die brein sommer al klaar afskakel om te gaan slaap. Dit word 'n patroon en dis nie te laat om te begin as die kind al reeds in die skool is nie. Dit is eintlik 'n wonderlike tyd om te begin en dit skakel outomaties 'n skerm uit. 'n Boek is 'n ongelooflike jaloerse ding. Hy forceer 'n ouer en 'n kind saam. Jy kan nie 'n boek uitkontrakteer nie. Jy kan 'n luisterboek vir die kind laat luister. Dit is ook in die hak. Maar dit vat jou uit die prentjie. Maar 'n ouer kind kan verskriklik lekker na 'n storie luister en al die luisteroefening kry. Goed. Nog voor hoekom jy by die huis met slaaptydstorie lees, is dat jy die woordeskat gaan verbeter en net vinnig gesê, dat jy forceer word om met jou kind te praat, want jy gaan nie net storie lees nie, jy gaan rondom die storie praat en jy maak jou eie storie op en jy kan die lig afsit en net 'n storie vertel of jy kan net 'n rympie lees. 'n Rympie en 'n grappie is van die lekkerste goed om vir 'n kind te gee, want dit leer hulle lag oor, dit maak die angs minder en dit leer hulle voorspel van rym en ritme, dis wonderlik en dit vat nie baie tyd nie. Veral paas wat baie besig, moeg. Ek het nie tyd nie, maar jy het tyd gaan lees vir daai kind 3 grappies. Julle gaan albei lag en soos ek net af julle gaan sê, dan is daai breine vol endorfine en dis fantastiese hormone om te hê. Okay. Nog ene, slaaptydstorie is die begin van selflees.
Daar maak jy 'n kind gereed om 'n selfleser te word, want hulle assosieer hierdie swart skribbels, weet hulle, is lekker goed. Ek wil eendag ook daar kom. Jy maak al daai angs met teks, maak jy minder. Goed. Jy laat soos wat jy jou vinger nou trek, leer jy sommer die oogies links na regs, en jy blaai die boek, en jy breek die middellyn, jy kruis die middellyn, sommer analise en sintese, en toe kom daar die groot, nare, wolf. So leer hulle nou analise, sintese, dis sommer net alles wat jy nodig het om in graad 4 'n pypleser te wees. Right. Nog 'n rede van slaaptydstories, soos ek julle gesê, dit kalmeer daai frontale lobbe. En 'n baie interessante ding is wat gebeur het, ek sal nou vir julle die studie hier net neersit, maar ek sal vir julle sommer vertel. As 'n mens vir 'n kind 'n storie lees, hulle sien nie 'n prentjie nie, en daai kind, kom ek gaan net 'n trappie terug, hulle het dit met 3-jariges gedoen, hierdie studie. Hulle het almal in MRI-skandeerders gesit. So hulle kon sien wat in die kinders se brein aangaan. Toe sien hulle as hulle vir 'n kind 'n storie lees, en daai kind het al voorheen stories by die huis gehoor, hy ken die hele formule, dan hier by die auditiewe deel sien hulle daar is baie aktiwiteit, maar na rukkie dan skuif die aktiwiteit na agter. Dis waar die visuele deel sit. So daai kind begin self prentjies maak. En daai vermoë om dit te doen gaan begin afneem teen die tyd tussen 6 en 7 wanneer hulle in graad 1 is. Dan moet dit reeds gevestig wees dat ek as die juffrou iets sê, maak ek reeds 'n prentjie. Dit is een van die goed wat leesbegrip ongelooflik aanhelp. Goed, right. Nou ja, ook as 'n mens met 'n ontspanne brein in die bed klim, maak jou brein self koneksies. 'n Gespanne brein sukkel om koneksies te maak. Konnektiwiteit beteken my brein het vandag alles wat gebeur het hier ergens in verskillende dele gestoor, maar nou begin daai verskillende dele met mekaar praat. En so maak ek sin van wat met my vandag gebeur het. So maak ek sin van wat ek vandag geleer het in EBW of wat ook al. Maar jy kan dit net doen as jou brein ontspanne is. En dis hoekom 'n graad 4 kind nog steeds of met 'n voorleesstorie of self lees in die bed moet klim, om daai brein te ontspan. Seentjies wat nie wil lees nie, geef hulle grappieboeke. Dis die beste medisyne vir 'n brein. Goed. Okay, en die laaste ding van voorleesstories wat belangrik is, dit laat 'n kind slaap. Vele studies het ook gewys dat remslaap skop vinniger in as jy 'n kind 'n storie gehoor het. Dis droomslaap. En dit is in droomslaap wat 'n kind begin koneksies maak. Goed. Dan moet julle ook onthou dat 'n nuwe selfvernuwing vind optimaal plaas as 'n kind slaap. En 'n kind groei in hulle slaap. So dit is so belangrik om te slaap, en dit het alles te doen met leer en lees. Ons dink nie daaraan nie, maar dit is so belangrik. En mense moet ook weet, al het jy die beste leesreeks in Suid-Afrika, 'n hongerkind, 'n moekind, 'n vaakkind, en 'n kind wat bekommerd is oor wat by die huis aangaan, 'n angstige kind, kan nie leer nie. 'n Mens moet daarvoor heeltyd ook op die uitkyk wees. Goed. Right, ek gaan daar verby. Nou, die ander rede wat ek vir julle gesê het is, daar's te min boekies met hulle saam gelees in die eerste 3 jaar op skool. Nou val die wiele af van graad 4. Wat kan ons daaraan doen? En dit is die groot probleem wat die regering aangespreek het. Dit is waar hulle gesê het, ons moet meer leesgeleentheid en voorleesgeleentheid in die eerste 3 jaar gee. Goed, so, as jy nou dink aan jou eie klasse kinders, en jy dink aan jou eie klasse graad 4, of jou eie kind in jou huis, hoeveel boekies het daai kinders gelees in die eerste 3 jaar? Was dit genoeg? Is daai leesreeks wat julle mee werk, is dit sistematies? Glo jy regtig, daar's boublokkies wat heeltyd op mekaar bou, en daar's so 'n logika in hoe dit opeenvolg? En is daai boekies wat jy gebruik in die klas, is tematies interessant? Spreek dit nog tot die kinders van jou gemeenskap? Want dinge verander, en ek dink as die kinders vandag moet sien wat ons mee gelees het, my generasie, ons het Sis en Daan gelees. Dit is Sis, dit is Daan, dit is Moeder, dit is Kulu, dit is Kiet. Ek is omtrent die hele boek. En is daar genoeg oefengeleenthede op elke vlak? Want 'n mens
is geneig om te haastig te wil wees. 'n Kind wat veral die ouetjie wat bietjie stadiger is en bietjie sukkel, het meer geleentheid nodig. En ons meer ons daai geleentheid vir hulle kan gee, hoe beter gaan ons hulle breinbane maak. Ek gaan nou vir julle wys hoe dit binne in die brein lyk. Maar dan 'n belangrike ding is, geniet jy as juffrou jou leesreeks. Weet julle, genot is iets ongelooflik aansteeklik. Ek weet nie wie van julle die boek gelees, The Book Thief, van Marcus Shusha. Ken julle die boek? As julle dit nie gelees het nie, daar is nou 'n boek om te lees. Dit speel in die Tweede Wêreldoorlog af, en daar's hierdie ou dogtertjie wat uitgedeel word aan pleegouers, van die ouers is dood. En sy land by hierdie ontsettende knorrige vrou en haar man, en dit is bitterkoud, en hulle het nie kos nie, en dit is net verskriklik. En die enigste boek wat daai dogtertjie het, is 'n boek wat sy opgetel het op die stasie, en dit is 'n grafgrawer se handboek. En sy wil so graag leer lees. En haar stiefpa leer haar uit die grafgrawer se handboek, letter vir letter, woord vir woord. So partykeer voel julle dalk julle is besig om die kinders in die klas uit die grafgrawer se handboek te laat lees. Maar met genoeg liefde kan ons hulle uit enige ding laat lees. Maar dit help daarin baie as dit vrolik en kleurvol en baie interessant is. Goed. So, nou maar hoekom is ons kinders ook so negatief oor lees? As ek by skole kom waar ons praat oor lees en boekies en so, dan vra ek altyd, wie van julle is mal oor lees? Dan gaan so 'n paar pliggies steeklaan op. Wie van julle haat lees? Joef, gaan hy sê in sy hande. Goed. Baie keer was die boekies ontoepaslik. Hulle het net met 'n lekker boekie gehad nie. En die ander ding is, baie van hulle te vroeg formeel begin lees. Dis daai kind wat soos 'n mango was. Jy weet, jy koop 'n mango daar en ek koop 6 in 'n sakkie en hulle is kliphard. En dan teen dag 3 dan begin jy hulle druk. Maar later het jy hulle vol kneuse gedruk en op dag 5 is hulle sommer vrot. En nou dit is, as ons kan nie 'n kind ryp druk nie. Party kinders is nie gereed om te lees nie. Dan moet ons teruggaan na die ontluikende leser se vlak. En daar kan ek vir julle sê, is daar regtig baie oulike materiaal daar agter waarna jy kan kyk. Die eerste boekies was dalk net te moeilik, dan verloor 'n ouetjie moed. Ons moet dit nooit uit die oog verloor nie. En dan kan reekse wat nie sistematies is nie, ook vir jou in die steek laat 'n kind net skielik in 'n gat trap, en dan is lees nie lekker nie, en dit is vir hulle te moeilik. Die ander ding wat gebeur is, daar's te min oefening op een vlak, en dan juffrou se houding teenoor die leesboekreeks het ook definitiewe impak. Hoe meer opgewonde juffrou oor haar leesreeks is, hoe lekkerder lees almal. Goed, nou hoe werk die brein? 3 beginsels. Op patrone, op herhaling en op genot. En dink nou aan enigiets wat jy as 'n gewoonte het. Om koffie te drink, dit weer en weer te doen, en dit elke keer laat dit jou lekker voel, dan maak jy weer koffie. Om sê maar jelly beans te eet, of om te gaan draf, wat ook al jou ding is. As jy het 1 keer gedoen het, dit was lekker en daar's 'n patroon aan, wil jy dit weer doen. En 'n brein leer 'n patroon verskriklik vinnig aan. So, die ideale leesreeks moet die brein probeer mimiek. Goed, so, ek sê vir julle dat julle eintlik besig is om, dit is, daai ding is 'n neuroon in die senuweesel. Julle is heeldag besig om te probeer om al daai miljoene, biljoene neurone van 'n kind aan mekaar te las met dit wat julle doen. Nou elke keer as jy iets reg kry met 'n kind, wanneer die kind iets reg kry, dan hardloop daar, dan hardloop daar 'n impuls hier al die pad, en dit gaan na ander senuweeselle toe. En elke keer wanneer dit gebeur, dan ontwikkel daar meer myelien rondom die senuweeskede. Dit is alles vetsure. Nou, as jy nie vetsure rondom jou senuweevesels het nie, dan is dit soos 'n oop elektrisiteitskabeltjie. Hy's nie geïsoleer nie. Daar kom vreeslik vinnig kortsluitings. Maar hoe meer jy daai paadjie hardloop, hoe meer ontwikkel daai vetsure. So 'n kind wat nie goed lees nie, se paadjies, daai vetsuur myelien wat daar moet wees, lyk soos die paaie van waar ek en Renet vandaan kom in Gauteng. Dis potholed, dis nie oral daar nie. Maar jy kan Weskaap paaie in die kinders se koppe bou, deur vir hulle gereeld, op maklike vlak,
baie herhaling te gee, dan loop die stelsel. Dan kry jy dinge reg. Goed. OK. Nou, soos ek sê, 'n goeie leesreeks, en ek beskou dit as 'n baie goeie leesreeks hier agter, mimiek die brein deurdat daar patrone is. Die patrone is die voorspelbare boublokke. Dis baie voorspelbaar, maar dit is meer as voorspelbaar, dis logies, dis sistematies, dis uitgedink. Moenie dink dis maklik om 'n eenvoudige boekie te skryf nie. Daar is 'n wetenskap daar agter om te besluit waar begin jy? Hoe doen jy dit? Dit is werklik dit is om alles wat jy weet te distilleer tot dit is tippie of dit is bok. Bok sit, bok loop, bok wat ook al. En vinnig probeer jy, sien jy, maar dis glad nie so maklik nie, want nou is die klanke wat die kind nog nie ken nie. Ek nog net kort klanke gebruik, net die E, net die A. Daar is 'n besliste volgorde waarin dit aangeleer word. En hulle kry dit so mooi reg. Dit is werklik waar 'n plesier. En een van die dinge wat ek nou by skole gesien het is, ek weet nie van kinders wat nie hou van om 'n tippie te probeer lees nie. Dis asof hulle 'n maatjie gevind het. Goed. Maar dit moet ook natuurlik fonologies gefundeer word. Dat ons die blokkies van onder afbou en ons daai mure sterk maak, daai neurologiese bane vlot kry. Goed, en die ander ding is herhaling. 'n Mens kan amper enige taak op aarde leer doen as iemand dit net genoeg met jou herhaal. Dink hoeveel keer moet jy oefen om te split as jy 'n klein kindjie is. Min mense gaan net daar split hulle. 'n Mens moet volgens jou eie vermoë moet jy geweldig baie herhaling hê. Die een kind kan met 4 of 5 boekies is hulle al gereed vir 'n volgende vlak. Ons hoef nie deur 20 te hardloop nie. Ander kinders het elkeen van daai 20 nodig. En ons doen hulle groot guns, want weet julle hoe cool voel 'n kind as hulle 'n boek vinnig kan lees. Want dis een ding om die boekie te kan deurlees, dan kan jy die stophorlosie druk en sê, kom kyk vinnig, kan jy dit doen? Dan raak dit 'n kompetisie en dan moet daai neurone absoluut vuur en hulle moet absoluut te gelyk vuur. So ons kan vreeslik baie doen met herhaling om hulle vlot lesers te kry. En dan die ander een is genot. As die boekies prettig en kleurvol is, as die boekie my laat slaag, elke boekie wat ek klaar maak, sê ek is 'n champ, ek het 'n boekie klaar gemaak. En julle weet mos kinders, op hierdie stadium, tussen 6 en 11, sê ou Erikson, hulle is in die fase van kompetisie. Hulle wil alles eers doen, eers by die klasse deur uitvlieg, eers dit, eers dat. Hulle is in daai aaklige kompetisiefase, en 'n mens moet werk soos daai kinders se breine werk. Geef hulle nog boekies, hoeveel het jy al gelees, hoeveel het jy gelees? En dan raak seentjies kompeteerend, dan lees nie meer boring nie, lees as 'n kompetisie, want ek daai en ek daai en ek daai in. Dit is, ons moet maar net bietjie met hulle breine smokkel. En dan, as die brein dit reg kry, dan wil die brein waag, dan wil jy 'n moeiliker boekie doen. So, daar's 'n hele wetenskap in om so 'n logiese opeenvolging te hê. Goed, nou ja, ek sê, in my slotsom, 'n lekker leesreeks kweek lesers vir die les van hulle lewe. Wat mense in die eerste 3 jaar doen, is absoluut fundamenteel belangrik vir daai kind se moontlikhede om 'n leser te word. En hier wil ek net vir julle sê, daar's 'n Indiese spesialis, Sugata Mitri. Hy het destyds in 2013 het hy geskryf, in 2030 sal julle vir enigiets opgelei kan word, mits julle vinnig kan lees, mits julle met begrip lees, en mits julle kan vergelyk. En hy is nog steeds so korrek, want in my jare, toe ons groot geword het, het ons nie 'n internet gehad nie, ons hele internet was daai dik vet ensiklopedie in die bib. Ons het elke woord in die ensiklopedie geglo. Ons take was almal woord vir woord dieselfde, ons het dit uit dieselfde ensiklopedie afgeskryf. Ons sou nie vir 'n oomblik getwyfel het dat die ensiklopedie nie die waarheid praat nie. Nou is daar 'n paradigma skuif. Kinders wat 'n taak maak, moet nou vinnig lees. Hulle moet besluit wat gaan hulle gebruik. Hulle moet seker maak is nie nonsens nie, hulle het nie nou hier 'n fake site nie. Dis alles presies soos wat Sugata Mitri voorspel het. Dit is nou belangriker as ooit dat kinders sal vinnig, vlot
en met begrip lees. Goed, nou 'n lekker leesreeks begin met 'n karaktertjie wat jy vertrou. En vertroue is een van die boustene van leer. 'n Kind voel vreeslik veilig by 'n karakter wat saam met hulle gaan van die kleuterskool af, of pre-primêr wat jy dit noem, graad R, tot in die laerskool. En dis een van die redes hoekom ek dink Tippie so ideaal werk. Want jy weet, 'n kind identifiseer met die protagonis in 'n storie. Dit wil sê, daai kind word die karakter. So daai kind word Tippie wat lees. As jy vir die kind 'n storie lees, kom ons dink aan Jan in die boontjierank. Daai kind word Jan wat die reus oorwin. Hy word altyd die held. En dis hoekom kinders so baie keer dieselfde storie oor en oor wil hê voor skool. Jy moet weer dieselfde storie vertel, moet weer dieselfde storie lees. Hulle wil glo aan die uiteinde, hulle wil glo hulle het die reus oorwin, hulle het die draak oorwin, hulle het geseëvier. En dit is dieselfde met Tippie. Ek gaan met hom. Hy is ek. En hy gaan elke keer oorwin. So dis op 'n emosionele vlak is dit werklik waar 'n groot plus. Die ander ding, 'n karaktertjie wat jou angs verjaag, soos 'n sagte teddy, wat sal ons dit Tippie noem? 'n oliebeertjie. 'n Olifantjie, 'n diertjie, ietsie wat jy mee kan bed toe gaan. Hy verjaag my angs, dan skei my brein oksitosien af. Nou as jy met 'n kind in die klas lees of enige aktiwiteit doen en jy kan die kind naby jou hou en jy kan daai kind welkom en veilig laat voel, dan skei sy brein oksitosien af. En die oomblik as oksitosien afgeskei word, ontspan daai brein en is hy absoluut optimaal gereed om te leer. Dis die een ding wat adrenalien en die angs wat dit meebring neutraliseer. Dink vir 'n oomblik aan 'n kind wat nou geval het, hulle het gehuil, jy het hulle op 'n skoot getel en getroos, en nou is hulle gereed, nou kan jy vir vra, wat het gebeur? Dit help nie jy vra daai kind terwyl hulle skree en huil nie. Jy wag dat hulle kalmeer. Dis wat gebeur met oksitosien. Goed, die ander ding wat gebeur is, 'n karaktertjie wat jou laat lag, laat jou brein endorfien afskei. As jou juffrou jou laat lag, dan skei jou brein endorfien af. Endorfien, dit klink soos morfien, dis die brein se eie pyndoder. En dit is ook 'n hormoon wat sorg dat jy dinge beter onthou. Wanneer daar endorfien afgeskei word, is dit 'n kragtige neurotransmitter wat boodskappe oordra. Kinders vergeet alles wat jy vir hulle geleer het, maar hulle vergeet nie daai keer wat jy in die klas gekraai het van die lag nie. Hulle onthou sulke dinge geweldig. Nou 'n boekie wat baie geleentheid gee vir pret en lag, is 'n wonderlike manier om kinders te laat leer, sonder angs. Goed, en dan die laaste hormoon wat jy kan laat vrykom om kinders maksimaal te laat leer, is serotonien. Dis daai brein hormoon wat jy kry, sê nie, jy het lekker gedraf en jy's nou klaar, jy voel so goed daaroor. Dis daai ene. Nou kinders, baie van hulle is kinetiese leerders. Hulle moet beweeg. In seentjies dink ek, by definisie is kinetiese leerders, hulle wil so graag beweeg. Nou 'n leesreeks wat vir hulle geleentheid gee om in groepies te gaan sit, ons gaan nou in hierdie groepie lees met hierdie vlak boekie, dan gaan ons hiernatoe, ons beweeg, of ons vat byvoorbeeld 'n bal en nou gooi ons met die tennisbal teen woorde wat teen die muur geplak is, al hierdie wonderlike flitskaarte en muurkaarte, of mens kan woorde in hopscotchbane sit of binne in hoepels waar hulle moet spring. So kry jy beweging en leer daai kinders optimaal. En jy raak ontslaaf van daai kinders wat so sukkel om hulle aandag te fokus. Jy is op die ou en kan jy sien as jy na die hormone kyk. Jy's nie 'n juffrou nie, jy's 'n hormoonterapeut. En dit is om met 'n kind se kop te smokkel, is om met 'n kind te werk sodat sy hormone self die werk doen. Maar skree nou vir daai kind en sê vir my stupid, of jy's dom, of wat ook al, of wat 'n lelike ding ook al wat jy reg kry is om adrenalien te laat vrystel, alles in die brein skoon te maak, dan draai jy om en jy het hierdie lieflike hormone van gekoesterdheid met oksitosien en endorfien as jy lag en serotonien as jy beweeg. En die ander ene, laaste ene, dopamien. Dopamien is daai ene wat jy kry as jy iets reg gekry het.
En dit is hoekom kinders so verslaaf raak aan televisiespeletjies of enige skermspeletjie. Want jy kry punte en jy slaag en jy kry hoër punte en jy as klokkies wat lui en gaan te kere, want jy kry dit reg. Dan hulle praat van kinders het 'n dopamien ontploffing in hulle brein. Maar ek wil vir julle sê dat 'n oulike juffrou wat 'n slim hormoonterapeut is en 'n oulike leesreeks het, gaan ook dopamien in hulle kinders se breine laat ontplof. Dis hoekom daai kinders die volgende boekie wil hê en die volgende boekie wil hê. Dis wat jy wil hê. Jy wil hulle 'n verslawing gee. Jy wil hulle verslaaf maak aan lees. Laat hulle nie kan wag om in die klas te kom of hulle boekie te vat nie. En ek dink hulle gaan dit uitstekend regkry. Julle gaan dit uitstekend regkry. Ander julle hande kan lê op hierdie oulike leesreeks. Maar as ek ouers sê, mens kan 'n kind met enige leesreeks leer lees. Selfs die grafgrawer se handboek. Dit hang net so af van mense eie instelling. Nou ja, daarmee gaan ek nou oorgee aan Renet, want ek wil sê, hierdie mannetjie het weliswaar towerkrag, van ek ken die kinders wat nog nie leer lees het met Tippie nie. Baie dankie.